julle. So vandag gaan ons nou werk as KOJ en KBJ transaksies te mekaar gegee word. So nou onthou, die kontantontvangstjoernaal is as jy geld ontvang. So jy gaan baie keer hoor, ontvang kontant of reik 'n kwitantienommer uit, of enige tipe inkomste wat jy weet wat jy ontvang. Dan kontantbetalingsjoernaal is as ons betaal, so jy gaan sê betaal, jy gaan baie keer hoor betaal kontant of betaal per EFO, maar dan weet jy dis in die KBJ. So as jy so 'n transaksie skryf wat alles te mekaar is, die beste is om eers te gaan highlight watter een kom in watter joernaal. So Stefan deponeer geld in die besigheid. So deponeer beteken, hy het geld in die besigheid gesit. So dit weet ons dan, dis 'n vorm van inkomste. So hy deponeer geld in die besigheid se bankrekening. Reik kwitantienommer 301 uit. So dan weet jy ook, dit is definitief in die KOJ, want hulle praat van kwitantienommer, en dit is R10.000. Gewoonlik as iemand geld in die besigheid deponeer, soos die eienaar, dan weet ons dis kapitaal. Dan ontvang R1.800 kontant. Ok, so, ons moet onthou, Stefan se werk is, hy het skoonmaakdienste, so met ander woorde, as hy geld ontvang vir as hy iets moet skoonmaak, dan weet ons, dit is sy vorm van hoe hy geld kry. Dan betaal R4.500 aan CleanPro verskaffers vir die aankoop van toerusting soos stofsuiers en emmers. So dit weet ons weer kom in die KBJ, want ons betaal. Dan ontvang R1.200 se huurinkomste. So weer ons ontvang geld en die woord sê ook dit is huurinkomste. Ontvang R900 se rente soos aangedui op die bankstaat. So dit is natuurlik renteinkomste. Betaal R1.300 aan Spakel Suppliers vir diensmateriaal. So, daar staan dit weer betaal. Betaal R750 aan Kaapstadse munisipaliteit vir water en elektrisiteit. So, dit weet ons ook weer is 'n uitgawe. Dan ontvang R2.000 kontant vir die skoonmaak van kantore. Weereens is die diens wat hy lewer, en dan ontvang R1.500 van meneer Jacobs vir huur van die toerusting, so dit is 'n vorm van huurinkomste. Dan betaal R400 aan Vodacom SA vir selfoonkontrakte, so weer 'n keer dit is betaal, so dan weet ons dit kom weer in ons KBJ. Ok, so nou dat ons bepaal het watter rekening gaan in watter joernaal, dit is baie keer die beste om eerder een joernaal, ek weet baie ander onderwysers sal sê, jy doen elke transaksie in elke liewe joernaal, maar ek het al baie keer gevind, dit is makliker om eers byvoorbeeld soos die KOJ te doen, want omdat 'n mens in dit is, met die reëls van die KOJ, so ek gaan nou eers net fokus op die KOJ, so dit is met ander woorde al ons pink transaksies. So onthou, jy begin altyd kontantontvangstjoernaal van, daar skryf jy altyd jou besigheid se naam, so dit is Stefan se skoonmaakdienste. Ok, dan sal dit altyd wees vir, dan sê jy watter maand, nou hierdie is vir Julie 2025. En dan is dit KOJ met ander woorde 7, want Julie is die 7de maand. So, kom ek recap net gou wat gebeur in elke kolom. So dokumentnommer, daar sê brondokument, in die KOJ het ons 3 brondokumente, ons het 'n kwitantienommer, so dit is ons geld ontvang van huurinkomste of kommissieinkomste. Dan het jy KRR, as jy diens gelewer het, so as jy geld ontvang vir die diens wat jy lewer. En dan bankstort as jy geld ontvang wat direk in die bank, van die bank af. So, die eerste een sê, Stefan deponeer geld in die besigheid se bankrekening, reik kwitantienommer 301 uit. So ons gaan hierso by dokumentnommer sê 301. Dit is op die eerste. Ok. Dan by besonderhede gaan ons sê van wie ontvang ons die geld.
So dit is met ander woorde Stefan, nou. Folio los julle oop. Julle kry eers daarmee te doen in graad 9. Dan ontleding van ontvangste is, onthou, elke bedrag moet in die ontleding van ontvangste kolom geskryf word. So ons gaan daar sit die R10.000. Okay, as julle mooi kyk, daar is nie nog 'n transaksie op die 1 Julie nie. So, nou kan ons dit gaan bank. Ons ontvang nie geld vir die diens wat ons lewer nie. Hy kom net in lopende inkomste as ons geld ontvang vir die diens wat ons lewer. So hy gaan onder ons diverse rekeninge. Die bedrag is R10.000 en ons ontvang geld. By hierdie besonderhede sê ons vir wat ontvang ons geld. So ons ontvang geld vir kapitaal. Nou kapitaal is 'n balansstaatrekening. So dis hoekom sê ons 'n B. Die volgende pink transaksie. So die KWE transaksies op die 3 Julie. Ontvang R1.800 kontant vir die skoonmaakdienste by 'n kantoor. So dit is vir die werk wat hy fisies doen. So met ander woorde, dan gaan ons brondokument KRR wees. Okay, en dit is in die 3de. Hulle sê nie van wie ontvang ons geld nie, so ons gaan by besonderhede sê kontant. Los jy folio kolom oop, dan sê ons R1.800. Nou, dit is weer eens die enigste transaksie vir die dag. So, gewoonlik kan jy elke liewe keer as ons klaar is met 'n transaksie, dan onderstreep jy dit. Nou, ek gaan dit sommer met highlighter. Gewoonlik doen julle dit net met 'n liniaal asseblief, om dit netjies te hou, maar ek doen dit sommer met kleur, dan kan julle dit mooi sien, want baie keer, as jy met blou pen, dan sien mense dit nie altyd nie. Gaan jy dit bank, want dit is die enigste transaksie vir die dag, en jy ontvang geld vir die diens wat jy lewer. So dis hoekom kom dit in lopende inkomste. Okay, nou kyk ons vir die volgende KWE transaksie, en dit is op die 7de. Ontvang R1.200 huurinkomste van Swan Cafe vir die gebruik van stoorruimte. So, dit is nou 'n ander vorm van inkomste. So, dit is nou weer kwitansie-nommer. Hulle gaan nie altyd vir jou sê jy reik 'n kwitansie uit nie. So, jy moet weet, jy moet aangaan met hierdie nommers. So, dit is 302. Dit is op die 7de. Jy ontvang geld van Swan Cafe. Okay. Dit is R1.200 en weer eens, dis die enigste transaksie vir die dag. So, jy onderstreep dit. Ontleding van ontvangste en dan gaan bank jy die R1.200. Jy ontvang nie geld vir die diens wat jy lewer nie, so hy gaan nie in lopende inkomste nie, so hy moet in diverse ingaan en dan is dit daar wat ons sê, ons ontvang vir huurinkomste. Onthou, enige tipe inkomste en 'n uitgawe is deel van ons nominale rekening, dis hoekom sê ons 'n en daar. Dan op die 10de ontvang R900 rente soos aangedui op die bankstaat van Absa Bank. Daar gee hulle vir jou klaar die tip wat die brondokument is. So, die brondokument is nou bankstaat. So, ons skryf B-S op die 10de. Hierso gaan jy sê wat is die bank se naam. So, dit is Absa Bank. Okay. Nou gaan ons ontleding van ontvangste is 900. Dis die enigste transaksie vir die dag. So ek gaan hom onderstreep. En ek gaan bank dit. Ek ontvang nie geld vir 'n diens wat ons lewer nie, so ek gaan nie in lopende inkomste nie. Dan gaan hy oor diverse toe. En dit is vir renteinkomste, want dit is as ons 'n spaarrekening het wat geld daar lê. So dis renteinkomste. Nou, jy kan ook daar langs aan weer dubbelpunt sê Absa Bank, want jy kan by meer as een bank 'n spaarrekening hê, spaarplan hê. So op die 12de is weer KBJ, 12de KBJ. Op die 14de ontvang R2000 kontant vir die skoonmaak van kantore. So ons ontvang geld deur skoon te maak. So dit is KRR. Op die 14de, en ons hulle sê nie van wie ontvang ons geld nie, so dit is kontant.
Okay. Dan is dit met ander woorde R2000. Nou as jy mooi kyk, dit is nie die enigste van die transaksie op die 14de nie. So met ander woorde, ons gaan dit nog in die bank nie. So ons skiep vir bank en ons gaan direk oor na lopende inkomste R2000. Okay. Hier, die tweede transaksie op die 14de ontvang R1500 van meneer Jacobs vir die huur van toerusting vir die week. So, dit is met ander woorde weer 'n kwitansie, so ons gaan aan met die nommer 303 op die 14de. Ons ontvang geld van meneer Jacobs. Okay, en ons ontvang R1500. Nou dit is die laaste transaksie vir die dag. So met ander woorde, nou onderstreep ons dit. Dan gaan jy daai twee bedrae optel, want ons gaan bank net een keer 'n dag. So 2000 plus 1500 is 3500. Ons ontvang geld van huur. So ons gaan hierso dit sê by huurinkomste. En dit is ook met ander woorde 'n nominale rekening, want dit is 'n vorm van 'n inkomste. So nou is ons klaar met al ons inkomstes. Nou gaan jy dit onderstreep, jou klomme. En dan gaan ons net die totale optel. So 10.000 plus 1800 plus 1200 plus 900 plus 3500 werk dan uit op 17.400. 1800 plus 2000 is 3800. 10.000 plus 1200 plus 900 plus 1500 werk uit op 13.600. Nou jy kan jouself double check of jy reg opgetel het dat daai 13.600 plus 3.800 sal dan vir jou daai 17.400 gee. Nou al wat ons net bydoen is, ons sê nou of dit balansstaat of nominaal is. So bank is 'n balansstaatrekening, lopende inkomste is 'n nominale rekening. En dan is jy basies klaar met jou KOJ. Nou doen ons KBJ. So jy gaan weer eens sê kontantbetalingsjoernaal van Stefan se skoonmaakdienste. Vir Julie maand 2025 en dit is KBJ 7. So nou gaan ons al ons betalings. So onthou, die enigste brondokument van 'n KBJ is altyd bankstaat, want hulle betaal dit per EFO, so dit wys op ons bankstaat. So, op die 5de betaal 4.500 aan CleanPro verskaffers vir die aankoop van toerusting. So, by dokumentnommer, bankstaat, dit is op die 5de, en ons betaal vir CleanPro verskaffers. Los weer eens jou folio klom oop. Dan, elke transaksie moet deur bank gaan, want sodra jy jou geld 'n EFT betaal of tap, dit gaan dadelik deur die bank. So, jy gaan sê 4.500. Ons ontvang nie geld van salarisse en lone nie, of diensmateriaal, ons betaal nie nou vir salarisse, lone of diensmateriaal nie, ons koop toerusting aan. So, ons gaan hierso by die bedrag sê 4.500, en by besonderhede gaan ons sê, ons het wat aangekoop? Ons het toerusting aangekoop. En toerusting is 'n bate, so dit is 'n balansstaatrekening. Nou, elke besigheid se ander twee klomme gaan verskil. So, dit hang maar af van plek tot plek. Okay, dan op die 12de het ons volgende KBJ transaksie. Dis R1.300 aanspakel suppliers vir diensmateriaal. So, weer 'n keer bankstaat. Op die 12de, by naam van begunstigde skryf jy net wie betaal. So dit is Spakel Suppliers.
Okay, en dis R1300 vir diensmateriaal. So ons gaan dit nou onder ons diensmateriaal kolom sit. As dit nie onder een van hierdie twee, dan gaan dit diverse toe, maar andersins sit jy dit net onder die kolom wat hulle daar vir jou gee. Dan het ons weer op die 12de, dit is nie soos byvoorbeeld in die KOJ, wat as jy meer as een transaksie op een dag, jy net een keer gaan bank nie. As ons geld betaal, dit gaan dadelik deur ons rekening. So dit maak nie saak nie, elke bedrag gaan apart in bank geskryf word. So nou sê ons hierso betaal R750 aan Kaapstad munisipaliteit vir water en elektrisiteit. So, dis weer 'n keer op die bankstaat, want is per EFO, op die 12de, Kaapstad munisipaliteit. Okay. En ons betaal hulle R750 en ons betaal, dit is nie vir salaris en lone nie, dis nie diensmateriaal nie, ons betaal vir water en elektrisiteit. So dis 'n nominale rekening en dan skryf jy net hier water en elektrisiteit. Okay, dan op die 16de betaal R400 aan Vodacom SA vir skoonmaak of vir die selfoonkontrak gebruik vir kliëntediens. So, ons gaan weer 'n keer sê bankstaat. Dit is op die 16de. Dit is Vodacom SA. Dit is R400. Dit is nie vir salaris en lone nie, is nie vir diensmateriaal nie. So dit is in diverse en ons betaal vir selfoonkontrak, so jy kan maar net sê selfoon of selfoonkontrak, dit maak nie regtig saak nie. Dit kan wees vir data en goed soos dit, so baie keer sê mense dan net selfone. Nou in hierdie geval was daar niks vir salaris en lone nie, so dis hoekom is hierdie kolom oop. Andersins gaan ons altyd net, jy gaan nou maar net sê nou as jy dit optel. So dan onderstreep ons die bedragkolomme. So dan tel jy alles nou net by mekaar, 4.500 plus 1.300 plus 750 plus 400, gee vir ons 6.950. Ons niks by salarisse en lone nie, diensmateriaal is 1.300, en dan is diverse 4.500 plus 750 plus 400, wat weer uitwerk op 5.650. Nou weer eens die 1.300 plus 5.650 by mekaar getal, gaan vir jou 6.950 gee. Bank is 'n balansstaat, salaris en lone is nominaal, diensmateriaal is nominaal, en dit is hoe jy 'n gemengde transaksie vir KOJ en KBE doen.